Hoi julle, dit is 'n lieflike reënerige woensdagmiddag, amper 20:04 en ek was nou by 80%, kan ek nou maar sê, van die bouers van die in en om Platteland, in en om Klerksdorp Bou of Bly Challenge. Nou vir die van julle wat nie weet wat dit is nie, ons het al so 'n bietjie vertel daaroor, maar dit skop môre af. Julle, en as jy 'n besigheid is in en om Klerksdorp, moet jy hierdie challenge dophou. 10 besighede gaan teen mekaar meeding vir 'n NGO of 'n NPO van hulle keuse. 'n nuwensgewende of 'n liefdadigheidsorganisasie van hulle keuse om R10,000 te wen vir daardie organisasie. Maar ons gaan staat maak op die besigheidseienaars van Klerksdorp. Hier by in en om Platteland het ons 'n hart en 'n passie vir ons gemeenskap en dis hoekom ons hier is. Ek weet dis baie mense wat moet woon in Klerksdorp, maar is baie mense soos ons wat wil woon in Klerksdorp, want ons mense is hier, ons geliefdes is hier so. So, wat maak besighede uniek en spesiaal hier in en om die Platteland? En dis die mense. Julle in en om het 'n platform gebou, lankal aan gewerk en dis nou gereed om heeltemal tentoon te stel. En ons doen dit in samewerking met bouers. Besighede wat moue oprol en die bil by die horings pak en sê ons wil en kan nog besigheid doen hier in die Platteland. En as hierdie besighede lys, wanneer hierdie besighede lys op in en om se platform, sien jy nie net die besigheid soos wat jy akkommodasie byvoorbeeld sou sien op Lekkerslaap of Booking.com nie. Jy sien watter winskopies is daar. So is daar pensionaris afslag vir hare sny of etes. Is daar 'n maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrydag special vir by sekere restaurante. Is daar 'n seisoensverandering en daar's lekker winskopies op klere. En wanneer iemand bande of batterye vir motors bietjie afmerk, dan is ons daar want die petrolpryse gaan op en ons moet die winskopies tot ons voordeel laat tel, is dit nie so nie. Dan buiten dit weet ons werksgeleenthede is skaars, maar organisasies en besighede soek altyd natuurlik wonderlike werknemers. So op in en om se platform is daar ook 'n geleentheid om dan, sou jy gelys wees op die betalende subskripsie van in en om, dan kan jy jou werksgeleenthede plaas en die kandidaate kan hulle CV vir jou upload en jy kry dit en weer eens met die Poppy Act kry ons nie eers daardie inligting nie, dit gaan direk na die besigheid toe wat daardie plasing gemaak het. En dan Markplein, wat verkoop jy, watter dienste of produkte is daar, is jy in die dienste sektor, is jy 'n professionele persoon, rekenmeesters, makelaars, is jy in die produkte sektor, is jy restaurant, wat doen jy, verkoop jy karre, verkoop jy huise, daar is soveel ongelooflike besighede hier in en om die Platteland, en ek vra vir julle, besigheidseienaars, bou jy of bly jy, want môre skop ons af 10 bouwers, 10 NGO's, en julle sal aangenaam verras wees om te sien die diversiteit van ons deelnemers, wat die bouers is, en watter verskillende NGO's ook deel gaan uitmaak van hierdie ongelooflike 10-dag challenge. Dis 10 dae, dit hardloop oor 10 werksdae. Gaan kyk en gaan ondersteun die besigheid waarvan jy hou, of ondersteun die NGO of die NPO of die nuwensgewende liefdadigheidsorganisasie wat aan jou hartsnare trek. As jy besigheidseienaar is, ondersteun hulle, vra vir hulle, Jesus, hoe kan ek by jou lys? Jy is 'n besigheid na in my hart. Kan ek jou ondersteun? Kan ek jou NPO ondersteun? En dan ook publiek, en dit is belangrik om te vra, kyk na jou NPO's. Kyk na die ouens wat werklik daar is om die minderbevoorregte mense te help, om diere te help, om ou mense te help. Ons het Klerksdorp huis van bejaardes, ons het die baba huis, animal shelter, triest. Daar is soveel NGO's wat regtig
die gemeenskap help en dit is tyd om terug te gee. Jy kan nie altyd nie, maar soms kan jy ietsie doen om net die las so bietjie ligter op iemand anders te maak. So Klerksdorpers, bou jy of bly jy?